In gister se boodskap het ek gesê, hande kan soveel verskillende goed doen. Vat nou maar die prentjie wat ek nou op die skerm gaan wys. Wat presies is daar gebeur? Wel, jy kan sê dis twee mense wat 'n stuk brood uit mekaar uitskeer. Maar is hulle besig om die brood met mekaar te deel? Of is dit, soos dit vir my lyk, eerder asof die een die brood by die ander gryp en nou skeer die brood uit mekaar uit? Is hulle besig om iets goeds met mekaar te deel? Of is hulle besig om van mekaar te vat? Is daai hande besig om te gee? Of is die hande besig om te gryp? Nou, mens kry dieselfde soort amper dubbelkantigheid in iets wat Jesus aan die nagmaaltafel sê. Wanneer hy op die punt is om die nagmaal in te stel, dan sê hy vir sy disippels, een van julle gaan my verraai. En almal van hulle is natuurlik ontsteld en vra, kan dit miskien ek wees, kan dit miskien ek wees? En dan sê Jesus, dit is een van die 12, met ander woorde een van julle, die een wat saam met my sy hand in die skottel steek. Nou wat presies bedoel Jesus daarmee? Wat is Jesus besig om vir hulle te sê? Is hy besig om die vinger te wys na Judas? Het dit miskien gebeur dat sy hand en Judas se hand saam in die skottel gekom het en dat Jesus sê, maar dis die een wat my gaan verraai? Ek dink nie so nie. Daar was al baie spekulasie gewees in die goed wat ek gelees het oor hoekom Jesus het jy so sou gesê het en mense sou gesê het, ja, maar miskien was Judas die een wat gegryp het en saam met oorhaastig sy hand saam met Jesus in die skottel gestuur het en so aan. En Judas nie net 'n skelm gewees of 'n bedrieger nie, maar hy het nog boonop slegte maniere gehad. Maar ek dink nie Jesus is hier besig om die vinger te wys na 'n spesifieke een van die 12 nie, alhoewel hy weet dis Judas wat hom gaan verraai. Alhoewel hy Judas se hart ken. Hy is nie besig om Judas uit te sonder en Judas aan die kaak te stel, sodat almal wat Judas se hand in die skottel sien, weet, nie, maar Judas is die een wat hom gaan verraai nie. Ek dink, Jesus treur. Hy wys nie vinger nie, maar hy treur. Sy woorde is waarskynlik 'n sinspeling op Psalm 41 vers 10, waar daar staan, my boesemvriend wat ek vertrou het, die een wat saam met my geëet het my verraai, het my in die rug gesteek. Jesus wil sê, die een wat hom gaan verraai, is die een wat so naby aan hom is, dat hulle hande saam in die skottel is. Die een wat sy hande in die skottel is saam met hom, wat skynbaar besig is om kos met hom te deel, wat skynbaar besig is om vriendskap met hom te deel. Die een is die een wat hom gaan verraai. En tog dink ek kan 'n mens met reg van Judas praat as die een met die hande wat gryp. Al het hy nou nie in die skottel ingegryp nie, maar hy is die een wat gryp. En is onseker presies waarna hy gryp. Van die evangeliste sê hy het gegryp na geld. Hy was 'n gierige mens, hy wou net geld hê. Maar dan is dit daar 'n patetiese ou bedragie waarvoor hy Jesus uiteindelik verloon. Ander mense spekuleer dat hy dalk wou gryp na mag. Hy wou gehad het Jesus met koning word en dan word hy dalk minister van finansies. En dan kan hy sy hand op mag en op geld kry. Maar die punt is, waarna hy ook al presies gegryp het. Judas was nie een wat gewag het om te gee, om te ontvang nie. Hy wou gryp na wat hy wou hê. En in die proses, omdat hy grypsugtig is, vergryp hy om uiteindelik aan Jesus. Vergryp hy hom aan die vriendskap wat hy met Jesus het. En ek dink dit gebeur amper altyd noodwendig. Dat as ek 'n grypsugtige mens word, of ek nog gryp na mag, of ek gryp na verhoudings, of ek gryp na mense om hulle te gebruik vir my eie voordeel. As ek 'n grypsugtige mens is wat selfsugtig gryp net wat ek wil hê, dan vergryp ek my uiteindelik aan mense. En die hartseer ding is, ek kan my ook vergryp aan die mense wat naaste aan my is. Ek kan soos Judas 'n boesemvriend verraai. En dit is waaroor Jesus treur hier. Oor iemand wat gryp en wat homself vergryp en wat in die proses 'n verraaier word. En ons weet dat Judas uiteindelik homself ook aan sy eie lewe vergryp het. Want om te gryp, om grypsugtig te wees, om alles vir jouself te wil inpalm en te wil hou,
en om jou te vergryp aan ander mense en om jou naaste verhoudings te vernietig omdat jy vergryp, is uiteindelik om jouself te vernietig. Jy vergryp jou aan jou eie menswees. Want ons is nie gemaak om grypsugtig te wees nie. Ons is gemaak om te ontvang en te deel. En dis die hartseer ding. Môre gaan ons sien dat Jesus gee. Jesus gee vriendskap, hy gee brood, hy gee homself. Hy doen dit ook vir Judas, hy doen dit terwyl Judas nog aan tafel is. As Judas maar kon ontvang, as Judas maar die liefde kon ontvang wat Jesus vir hom gegee het, as hy maar die vriendskap kon ontvang wat Jesus vir hom gegee het, was dit nie vir hom nodig om te gryp nie. As hy met sy hart kon ontvang en kan sê, dit wat ek ontvang het is vir my genoeg, ek hoef nie na nog iets te gryp nie, dan hoef hy nie te gryp nie en hy hoef hom ook nie te vergryp nie. Ek dink dit stel ons voor 'n basiese keuse in die lewe. Wil ek wag, geduldig ontvang wat vir my gegee word en dit deel ook weer met ander, of wil ek my vergryp en vasklou en dan uiteindelik my vergryp aan die lewe en aan my verhoudings en aan myself. So dink 'n bietjie eerlik oor jouself. Is daar goed waarna jy gryp? Goed wat jy nie bereid is om op te wag nie, of voor te bid nie, maar waarna jy gryp en wat jy met mag en mening net in die hande wil kry, maak nie saak hoeveel skade dit aan jou doen nie. En as jy gryp, watter skade doen dit? Aan jou, aan jouself, jou eie menswees, aan jou verhouding met ander mense, aan jou verhouding met God. My gebed vandag vir jou is, mag jy so oop wees vir dit wat die Here gee, dat jy verlos sal word van die begeerte om grypsugtig te wees. Amen.